Bravo Company se reis, 1985 inname. Dis vroeg in Januarie 1985. Duisende jong manne van reg oor die land is opgeroep vir 2 jaar militêre diensplig. Die meerderheid daarvan jong seuns tussen 17 en 19 jaar oud, wat pas al skoolloopbaan voltooi het. Menige treine kronkel op ysterspore en deurkruis die land. Aan boord, hierdie dienspligtiges op reis na verskeie militêre eenhede in Suid-Afrika. Die oproepinstruksies van afgestudeerde jong onderwysers vanuit universiteite en onderwyskolleges dui op aanmelding by die infanterieskool op Oudtshoorn. 'n Nuwe uitdaging met 'n legio onsekerhede oor wat die onmiddellike toekoms inhou. Hierdie laaste treinrit, dan ook die laaste bietjie vryheid voordat die militêre werklikhede in die purper van die vroegoggendskemer losbreek. Met hierdie nuwe uitdaging sou die jong leerkragte onderwerp word aan die taaiste leierskap uitdagings en van die strafste militêre opleiding ter wêreld. In hierdie proses word lewenslange broederskappe gevestig, word die vegkuns en karakter in jong leiers saamgesmee. Kamerade wat sal voorloop, wat gevolg word in die stryd. Met trots word hulle deel van Bravo Company. Bravo Company bestaan uit 7 pelotons, met gemiddeld 45 man per peloton, dus ongeveer 300 manskappe. Hiervan sal slegs 60 tot 65% die jaarlange kursus slaag. In 2025 sal dit 40 jaar gelede wees wat hierdie reis begin het. 'n Buitengewone reis, 'n reis deurspek met absolute dissipline, onkreukbare kameraadskap met vasberadenheid, vasbyt en deursettingsvermoë as enigste wagwoord. Op Oudtshoorn aangekom, wag die 1985 staflede die nuwe rekrute in by Dan's Corner, vernoem na die legendariese Wyle-Majoor Dan Foster, rus in vrede, infanterieskool se regimentssersant-majoor of RSM. Die infanterieskool is bekend daarvoor dat net die beste junior leiers daar uitklaar na hul opleiding. Tot vandag, 40 jaar later, besef ons met oorvloedige dankbaarheid die voorreg wat ons beskore was om te kom tap uit die skatkis van kennis van sulke kundige leiers. Oudtshoorn is 'n dorp bekend vir sy kontraste, vir skroeiende somers en ysige, dikwels sneeubedekte bergtop winters. 'n Dorp perfek uitgekies om die eise te kon stel aan soldate van uitnemendheid in eie reg. So ook was die manne van infanterieskool nie gewone rekrute nie, maar meestal afgestudeerde studente met grade of diplomas, ook ander wat met die 2 vingers uitgekies is uit ander leerbasisse in Suid-Afrika. Manne wat met die suksesvolle voltooiing van die uitmergelende opleidingstyd junior leiers sou word in 'n onstuimige polities en militêre landskap in Suid-Afrika. Tydens opleiding, meestal geklee in die 1 stuk Nutria bruin oorpakke, word die manne in die diepkant van militêre opleiding ingegooi. Die eerste 3 maande staan bloot net bekend as basies. Tydens hierdie fase word alle siviele geite uit die manne gedrul. Sonder troos of simpatie word 'n nuwe dissipline in hulle gevestig. Die fisiese vereistes is brutaal vir die meestal onfikse oudstudente en oral waarheen hulle beweeg, is hulle in groepe, of gedrul, of moes hulle hardloop, wapens styf teen die sye geknel, terwyl die instrukteurs bevele uitbasuin. Die moegheid in murg en been genestel was 'n konstante werklikheid soos jou skaduwee, en om op te gee was vir die wat dit uiteindelik sou maak geen opsie nie. Om die kursus suksesvol te voltooi was 'n wilsbesluit,
een wat elke dag sonder uitsondering getoets sou word. 'n besluit om te dien en te lei in absolute toewyding. Vir 13 weke was basies 'n elke dag werklikheid en was die manne na afloop daarvan slaggereed vir 'n volgende fase. Pelotonwapenfase het daarna gevolg, waar tydens opleiding ontvang is in die hantering en onderhoud van enige denkbare wapen wat 'n peloton ooit sou moes gebruik. Vasbyt volg daarna, en tydens hierdie fase sou die manne van die muise geskei word. Vasbyt, 'n routemars wat oor 5 dae en 130 km strek in die voetheuwels van die Outeniqua berge, waar tydens militêre leierskap en fisiese en geestelike uithou vermoë tot die uiterste getoets is. Die gewig in die rugsak was nooit minder as 40 kg nie, en dag 5 sluit boonop af met 'n spoedmars van 16 km wat in 4 ure afgelê moes word. Sou iemand nie aan hierdie vereistes kon voldoen nie, het jou kursus as junior leier geëindig en was RTU, Return to Unit, jou voorland. Die uitputting, fisies en geestelik, seer spiere, seer op plekke waar jy nie eers geweet het dat jy plekke het nie, en ook blaase aan die voete, was aan die orde van die dag. Die beskrywing van vasbyt sou net tot sy reg kom in 'n beskrywing aan diegene wat daar was. Dit het verseker vasbyt gekos om vasbyt te voltooi, en dit sou nuwe konteks gee aan die uitdrukking tot die uiterste. Seksieleiding volg na vasbyt. 'n peloton bestaan uit 3 seksies, en die manne leer van konvensionele oorlogvoering in loopgrawe, vuur in beweging, loopgraafopruiming en dies meer. Weke word spandeer in waternat en ijskoue loopgrawe, waarin die realiteit van die vorige wêreldoorlogssituasies gesimuleer word. Die sneeu lê spierwit op die Swart en Outeniqua berge. Met tye sny 'n ysige wind deur murg en been oor die Kansa vlakte opleidingsgebied, want Oudtshoorn is 'n winterreënvalstreek. Oorlewing is nie net 'n fisiese uitdaging nie, maar dit stel ook psigiese eise en uitdagings. Gedurende hierdie tyd begin ware leierskap sy kop uitsteek op 'n individuele basis. Bedags leer die rekrute die taktiek van oorlogvoering, leer hulle die fynere kunsies van wapenhantering, guerrilla oorlogvoering, bosoorlog, stedelike oorlogvoering en skarebeheer. Drink hulle dorstig elke druppeltjie uit die kruik van kennis van hul instrukteurs. Snags lê hulle teen mekaar in die koue nat loopgrawe en skiet vuurplanne met mortiere, LMG's en R4's. Min slaap en uiterste ontberings word aan die lyf gevoel. En so word individue 'n hegte eenheid en 'n soort broederskap word gesmee wat die toets van die tyd sal weerstaan. In 7 maande word afgestudeerdes rekrute, soldate en broers vir 'n leeftyd. Augustus 1985. Politieke onrus dreig in Suid-Afrika. Brawe Kompanie word ontplooi na die townships, swart woonbuurtes deurspek met onrus en geweld in Port Elizabeth en omstreke. New Brighton, Zwide, Little Soweto en KwaZulu was van die areas met inwoners wat diep ongelukkig en kwaad was, baie kwaad. En ook mislei is deur politieke opportuniste se leuns en halwe waarhede. Hier word die manne opgelei hoe om oproerige skares en optogte te beheer. Hierdie was nie 'n simulasie nie, maar die harde werklikheid. Na onluste beheer word dit tyd om terug te keer Oudtshoorn toe. Groot opgewondenheid en afwagting heers, want grensfase is nou 'n werklikheid. Vlugte is met die swanger swane gedoen, beter bekend as die Flossies, die vragvliegtuie van die Suid-Afrikaanse lugmag. Amptelik bekend as die Lockheed C-130 Hercules of die Transall C-160.
Van Oudtshoorn af is ons met 'n vlossie Grootfontein toe, en van Grootfontein pad langs vervoer op 'n wit olifant. 'n Groot spierwit 10 ton plat bak trok en sleepwa na Omatia, so effe noord van Oshivelo, in die noorde van die hedendaagse Namibië, destyds bekend as Suidwes-Afrika. Grensfase was net so uitmergelend as gevolg van die hoë eise wat dit gestel het. Opleiding in bos- en guerrilla-oorlogvoering vind plaas, en die wat later op die grens sou diens doen, was bitter dankbaar vir die opleiding. Hier word die manne opgelei as junior leiers in die dik sand van Ovamboland. Vuil stort net so nou en dan. Toilette is diep slote in die grond met sulke harde plastiekgedoentes wat bo oor die slote te mekaar gepak is en wat go-karts genoem is. Daar was ook pislelies, lang harde plastiekpype wat diep in die sand ingegrawe is en op 'n haar gelyk het soos die gehate vuvuzelas van Sokkerfarm. Dit was die fly spies, die arme mediese ordonnanse, se daaglikse taak om kalk en ander chemikalieë in beide die go-karts en pislelies af te gooi, om sodoende die vliee en stank so bietjie onder beheer te hou. 2 ratpacks of rantsoenpakke moet die manne 3 dae hou met 5 liter water wat elke tweede dag aangevul kon word. Hier word die manne geleer hoe om ekonomies te eet en te drink in die versengende, onvergewingsgesinde hitte van Ovamboland. Hulle wapens word hulle beste vriend, later eintlik net 'n verlengstuk van hul liggaam. 5 weke later is dit weer al die pad terug Oudtshoorn toe. Fikse sonbruin jong soldate, gereed vir die volgende fase in hul opleiding. Fiksheid het 'n nuwe dimensie aangeneem, soveel so, dat daaglikse oefensessies toe bloot roetine was, eerder as 'n uitdaging. Sou dissipline egter effe afwyk van die geweldige hoë vereistes wat deur die instrukteurs daar gestel is dit vinnig weer in lyn gebring met 'n oppie of 'n bosbus onder die kennersoog van die medics, met ambulanse altyd in teenwoordigheid. Ook gedurende hierdie oefeninge is daar tot die uiterste gegaan, tot 'n punt waar die grense van uithou vermoë deeglik getoets is. In hierdie tyd is daar ook kennisoordrag gedoen oor hoe om opleiding te doen, metodiek en didaktiek. Klokslag, 'n week uitmekaar, is daar toetse en eksamens afgelê wat geslaag moes word met 'n slaagsyfer van 80%. Hiermee saam met die fisieke nie agterweë gebly nie en moes hulle ook die weeklikse fiksheidstoetse slaag. Die jaar spoed vinnig ten einde en die laaste van die jaar se opleiding is nou in sig. Amper daar. En vir die wat dit tot hiertoe gemaak het, na 'n jaar se intense opleiding, staan hier nou met trots taai en brawe manne, soldate in eie reg, manne van Bravo Company, gereed om die beloning op die vrug van hulle handewerk te ontvang, die aktes van kommissie as offisiere in die Suid-Afrikaanse weermag. Dit gaan 'n werklikheid word. Die jong kandidaat-offisiere sou binnekort bevorder word tot vol luitenante. In die weke voor die uitpasseringsparade was die plasings na ander eenhede toe bevestig. Elkeen het geweet waarheen hy sou gaan in diens aan sy vaderland. Sommiges het vrywillig vir uitplasing na grensbasisse gevra op die Namibies-Angolese grens, waar die oorlog teen kommunistiese insurgente reeds etlike jare gewoed het. 'n Klein groepie het op Oudtshoorn agtergebly en die res is na ander basisse in Suid-Afrika uitgeplaas, sodat hulle weer die nuwe rekrute kon oplei. So het elke man op sy eie manier die oproep om sy land te verdedig geantwoord in 'n onsekere en gevaarlike tyd in die geskiedenis van ons land. 40 jaar het sedertdien verloop en die manne van Bravo Company sal nog een keer bymekaar kom om daardie tye wat hulle lewens gevorm en onherroepelik verander het, te onthou. Ook die tye daarna,
om herinneringe met mekaar te deel. Dis 'n terugblik met trots op die krag wat hulle in mekaar gevind het, die leierskap wat ontwikkel is onder geweldige druk, en vriendskappe wat die toets van die tyd deurstaan het. Vandag is hierdie voormalige offisiere en hulle leiers 'n getuigskrif van die mag van eenheid wat onder uiterstes gesmee is. Ervarings word onderling gedeel, ou vriendskappe en kameraderie opnuut bevestig. Broers, saamgesnoer deur diens aan hul vaderland, sodat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly. Trou aan die gees en lese van Bravo Company word opnuut bevestig en gestalte gegee aan die wil om te wen, ware wenners in eie reg. Ter afsluiting gee ons ook beleefd erkenning aan die lede van die Bravo broederskap vir wie die laaste basuin geblaas het en nie meer met ons is nie. Ons sal nie vergeet nie. Broers sal julle bly, wenners sal ons wees. Exerci perfectione, infanterieskool, ons onthou jou, solank as die Suiderkruis hang. Zon gebreid, dat is